Kom ons kyk na sirkelmeetkunde. So, soos ek gesê het, as jy voel op hierdie stadium, jy het nie 'n cooking clue wat aangaan met sirkelmeetkunde nie, dis heeltemal normaal. You're in good company. Dit is maar net omdat, onthou soos die meetkunde wat jy in graad 8 en 9 gedoen het, hierdie bou nou net daarop, dit kom nou net by, nou sit ons vir jou sirkels by. En die groot rede hoekom die kinders baie keer sukkel met die meetkunde, is omdat hulle nie hulle reëls en hulle redes ken nie. Want onthou wat gaan gebeur is, ek gaan vir jou 'n probleem gee, en jy moet die groottes van hoeke kan bepaal. So nou, as jy nie al daai reëls en wette in jou kop het, dan gaan dit baie moeilik wees. Dis soos, sê nou maar iemand vra vir jou om hulle prokureur te wees. Nou ewe skielik, en jy moet hulle gaan verdedig in die hof. As jy nie die wette en die goeders baie goed ken nie, dan gaan jy hulle nie regtig kan verdedig nie. En as iemand nou 'n snaakse scenario na jou kant toe gooi, gaan jy geen idee hoe om dit te hanteer nie. Nou jou sirkelmeetkunde of meetkunde is dieselfde. Jy moet net eers jou fondasie goed hê, jy moet jou reëls en jou redes goed ken, en dan kan jy die probleme begin oplos. So ons gaan gou deur al daai reëls en redes gaan. So net eerste om te onthou, jou radius is, dit leer julle nou al van graad 8 af, van die middelpunt van die sirkel tot by die kant, né? Enige plek. Jou middellyn is van die een kant van die sirkel tot by die ander kant, hy is 2 keer so lank soos die radius. Is 'n raaklyn is 'n lyn wat net op een plek aan jou sirkel raak. So hy gaan dis hoekom hulle dit 'n raaklyn noem. Hy raak net aan jou sirkel. Waar 'n snylyn is 'n lyn wat jou sirkel sny. Hy gaan deur jou sirkel. En 'n segment is net hierdie gedeelte. Hy sny hom by 2 punte daarso, en dan daai deel van die sirkel noem ek 'n boog. So, wat is jou benadering? Net gou eers baie belangrik, en dis soos wat ek nou vir jou gesê het, is kinders sukkel met meetkunde, omdat hulle nie werk met genoeg kleure nie, hulle maak nie genoeg aantekeninge nie. As jy klaar is met 'n meetkunde vraestel, moet jou vraestel lyk soos 'n freaking inkleurboek. So, want andersins, dit help net om sekere goeders vir jou uit te lig. So, soos wat ons al van graad 8 af gesê het, die eerste ding wat jy doen is jy soek vir parallelle lyne, want daai ooreenkomstige koop, binnehoeke, verwisselende hoeke, al daai goeders is nog steeds geldig. Jy dui vir jouself aan as daar 'n middellyn is, veral as daar 'n radius is. Kleur jou radiusse in, maak hulle almal een kleur. Dui aan as daar hoeke is wat gelyk is aan mekaar. Dui aan daar waar die raaklyn loodreg op die radius is. Dui aan al die hoeke wat gelyk is. Sit op jou skets die inligting wat hulle vir jou gegee het. En onthou dat jy nog al daai reëls van graad 8 en 9 en graad 10, al daai goeders kan jy nog steeds gebruik. Al wat nou gebeur is, hierdie goedjies kom by. Ok, so kom ons kyk gou na ons redes. So, ek het dit vir jou opgedeel. Ons gaan nou eers kyk na redes wat te doen het met die middelpunt van die sirkel. So, wanneer ek 'n lyn het van die middelpunt van die sirkel, wat daarsoos my koord, wat daai koord loodreg tref, dan beteken dit dat hy daai koord dan in die helfte gaan verdeel. So wat gebeur? Ek gaan nie nou vreeslik worry oor die bewys nie, dit is ons nou in die opsommingkies, so jy kan maar net na die opsommingkies gaan kyk, maar as hulle vir jou aandui dat daai lyn is loodreg op daai net, dan beteken dit dat AM dieselfde grootte is as MB. Dieselfde ook andersom. Sê nou maar, hulle sê vir jou, hulle dui vir jou op die skets aan, dat daai lyn wat van die middelpunt afkom, tref daai koord en hy sny hom in die helfte. Dan beteken dit dat daai lyn en daai lyn loodreg is op mekaar. So die rede wat jy dan gaan gebruik is die middelpunt van die sirkel na die middelpunt van die koord. En dan hierso is klein voorbeelde wat ek hier langsaan vir jou gesê het. So sê nou maar, hulle sê vir jou O is die middelpunt van die sirkel en AB is 12 cm, bepaal die lengte van AM. Nou kan jy nie dadelik net sê dit is 6 cm, jy moet vir hulle sê AM is gelyk aan MB, want die loodlyn uit die middelpunt van die sirkel na die koord, daai rede wat hulle vir jou daar gee. Dis hoekom jy kan sê dis daai ene. Of as hulle vir jou sê O is die middelpunt van die sirkel, bepaal die grootte van hoek X, dan sê jy vir hulle, omdat hulle vir jou aandui daar op die skets dat daai lyne in die helfte
daai twee is ewe lank, so daai lyn word in die helfte halveer, beteken dit dat x is 90 grade en jou rede is middelpunt van die sirkel na die middelpunt van die koord. En nou, hierdie is nogal belangrik en is nogal belangrik dat jy al 4 hierdie voorbeelde ook mooi ken, want hierdie is 'n stelling wat ons nogal baie gebruik. So dit sê dat, laat ek hom net gou hier skryf, die hoek wat 'n koord by die middelpunt van die sirkel onderspan is dubbel, ek sien nou eers, daar's 'n spelfout, dubbel die hoek wat dit by die hoek hierso by die omtrek maak. So al wat dit vir jou sê is, as ek 'n hoek het wat gevorm word hierso by die middelpunt, dan gaan daai hoek altyd 2 keer wees, 2 keer so groot wees soos die hoek daarso, maar dit moet deur die selfe punte, wil ek amper sê, gemaak word. So byvoorbeeld, kom ons kyk gou na hierdie enetjie, van die hoek tussen wat daai lyne maak by die middelpunt moet 2 keer die grootte wees wat hulle by daai punt maak. So daar waar hulle die sirkel tref op die kant, nê? Hulle moet hom al twee tref daar by die kant. Dan is die hoek wat gemaak word deur daai 2 punte by die middelpunt 2 keer so groot soos die hoek wat gemaak word op die omtrek van die sirkel vanaf daai 2 punte. Maak dit sin? So die hoek wat gemaak word van daai 2 punte af na die middelpunt toe is 2 keer so groot soos die hoek wat gemaak word op die omtrek van daai 2 punte af. So daar is hierdie 4 voorbeelde, maak seker dat jy hulle mooi kan sien. Ook dieselfde, pas op vir hierdie enetjie, die kinders kry hom baie keer verkeerd. Onthou, dit is die hoek wat gemaak word deur daai 2, daai hoek en nie hierdie hoek nie, maar daai buitenste hoek. En so van daai 2 punte af, maak hulle 'n hoek daar by die middelpunt en hulle maak 'n hoek daarso by die omtrek. En dis dan nie die binneste een nie, dit is daai buitenste een. Dit moet dieselfde, hierdie deel van hy moet onderspan word deur daai deel van die sirkel. Sien jy, hy moet deur daai deel van die sirkel onderspan word. So, en dan is hier nou net 'n paar voorbeelde van hierso is jou bewys, maar dit kan jy nou maar deurgaan. Maar vir my is die belangrikste dat jy die stellings leer en dat 'n voorbeeld. So sê nou maar hulle sê vir jou, O is die middelpunt van die sirkel, bepaal met redes die waardes van x en y. Dan kyk jy, so as jy sien daar is 'n hoek op die rand van jou sirkel en daar's 'n hoek hierso by die middelpunt, dan kyk jy dat daar nie die middelpuntshoek en die omtrekshoek, dat dit nie daai stelling is wat gebruik gaan word nie. So daai hoek en daai hoek, hierdie hoek is 2 keer so groot soos daai hoek, wat beteken as ek daai hoek se grootte wil hê, moet ek daai hoek vat en ek moet dit deel deur 2. As ek y wil hê, onthou, hy moet onderspan word deur dieselfde deel van my sirkel, dieselfde omtrek van my sirkel moet hy onderspan. So met ander woorde, daai hoekie daar buite kan ek maar so kry, as ek weet hoe groot daai ene is, dan 'n omwenteling is mos 360 grade, so ek trek dit maar net af, dan kry ek is 210. So en daai hoek, want hulle word onderspan deur daai deel van die sirkel, daai hoek en daai hoek. Daai hoek moet dan 2 keer so groot wees soos daai ene, so as daai ene 210 is, moet daai ene 105 wees. So onthou, soos by graad 8 en 9 en 10, stelling moet bykom. So jy kan nie net jou bewerkings doen nie, dis altyd jou bewerking of jou vergelyking of jou sommetjie of wat ook al, saam met 'n rede. OK, redes is amper omtrent die helfte van jou punte. OK, so nou gaan ons oor na die stellings rondom die middellyn van die sirkel. So as jy sien daar is 'n middellyn, highlight hom, asseblief, highlight jou radiusse, highlight jou middellyn, want as daar 'n driehoek gevorm word, so in een helfte van die sirkel, met die driehoeke wat so op die kante van jou sirkel is, dan beteken dit dat daai hoek wat gemaak word by die omtrek van die sirkel, gaan altyd 'n 90 grade hoek wees. So hierdie gaan 'n reghoekige driehoek wees. En onthou dan net altyd as ons te doen het met sylengtes en sulke goed, met reghoekige driehoeke kan jy Pythagoras en daai goeders ook gebruik, so net vir
eindes. So, die rede wat jy daarso gaan gebruik is, jy kan of sê hoeke in 'n semisirkel is die een rede, of hoeke in 'n halwe sirkel, of ja, dis die twee. So kom ons kyk gou die voorbeeld. Hulle sê vir jou O is die middelpunt van die sirkel, bewys dat AB die middellyn van die sirkel is. So nou is dit weer omgekeerd. So hulle sê nie vir jou AB is die middellyn en jy moet die grootte van daai hoek bepaal nie. Hulle gee vir jou die grootte van daai hoek. Hulle sê vir jou hy is 90 grade en jy moet bewys dat hy die middellyn is. So dan kan jy sê die feit dat hulle daai ene vir jou sê dis gegee. En dit beteken dat AB dan die middellyn is, want dis die omgekeerde van hoeke in 'n semisirkel of hoeke in 'n halwe sirkel. So as hulle vir jou daai hoek gee, dan kan jy bewys dat daai die middellyn is, maar wat meeste van die tyd gebeur is, hulle gee nie vir jou daai hoekie, hulle sê vir jou daai is die middellyn en dan kan jy dit gebruik om te bepaal dat daai hoek 90 grade is. En dan is jou rede maar net hoeke in 'n halwe sirkel of hoeke in 'n semisirkel. Okay. En nou jou koorde. So hoeke in dieselfde sirkelsegment op die oppervlak van die sirkel, so hulle is hier in dieselfde sirkelsegment, wat deur dieselfde boog of koord onderspan word, is gelyk. Ok, so wat dit net sê is, wanneer ek daai twee hoeke het, wat in dieselfde sirkelsegment is, dan omdat hulle onderspan word deur dieselfde koord of boog, beteken dit daai twee hoeke is gelyk aan mekaar. En julle kan kyk, hy lyk, daai lyn is nie noodwendig altyd daar nie, julle kan kyk, daai ene soek ons altyd vir die butterfly of die striktassie. Dan is daai twee hoeke gelyk aan mekaar en dit beteken ook dat daai twee onderste hoeke ook gelyk is aan mekaar. Okay, so en dan dieselfde hoeke in dieselfde sirkelsegment is gewoonlik die rede wat ons dan daarso gebruik, maar daar is die ander moontlikheid. So as hulle byvoorbeeld vir jou sê O is die middelpunt van die sirkel, ek sien hier is nie eers 'n O nie, bepaal met redes die waardes van X en Y, dan kan jy soek vir jou striktassie, hierdie is in dieselfde sirkelsegment, hierdie is, waarin hulle word onderspan deur dieselfde boog of koord, en die twee dieselfde, so X moet ook 35 grade wees, hoeke in dieselfde sirkelsegment, en Y moet ook 20 grade wees, hoeke in dieselfde sirkelsegment. Okay. Of gelyke koorde, soos daai koord en daai koord ewe lank is, word ons onderspan deur gelyke omtrekshoeke. So onthou 'n omtrekshoek is 'n hoek wat gemaak word op die buitekant van die sirkel, daar teen die kant op die omtrek. So met ander woorde, as daai sy en daai sy ewe lank is, dan gaan daai hoek en daai hoek dieselfde grootte wees. En dan gelyke hoeke, gelyke koorde. So jy kan, as hulle vir jou wys, daai twee is ewe lank, dan kan jy sê daai twee hoeke is ewe groot, so gelyke hoeke, gelyke koorde, of die ander kant om ook, is hulle kan vir jou sê daai twee hoeke is ewe groot, en dit beteken dan dat daai twee koorde gelyk is aan mekaar, dan is dit weer gelyke koorde, gelyke hoeke. So dis net andersom, dis gelyke koorde omdat die hoeke gelyk is. Hierso is dit gelyke hoeke omdat die koorde gelyk is aan mekaar. So hierso is ook weer net 'n voorbeeld, bepaal met redes die waardes van X. So daar sy, so selfde sirkelsegment daarso, dan omdat hierso is my een driehoek, hierso is my ander driehoek, omdat daai koord en daai koord ewe groot is, hulle word onderspan deur gelyke omtrekshoeke. So as daai en 24 is daai ene ook 24. En dan gelyke hoeke, omdat die koorde gelyk is aan mekaar. Okay, en dan die volgende stel reëls het te doen met die raaklyn aan die sirkel. Onthou, hy raak nie die sirkel op een plek, hy sny hom nie. So, as daar 'n lyn is van die middelpunt van die sirkel tot by die kant, dis mos jou radius. As daai radius die raaklyn tref, dan gaan hulle hom loodreg tref. So, jy kan sê dan dat daai hoek, daai sy en daai sy is loodreg op mekaar, en jou rede is, die raaklyn is loodreg op die radius. Of, as hulle vir jou sê, daai hoek is 90 grade, die hoek wat daar gemaak word tussen daai twee is 90 grade, dan kan jy dit gebruik om te bewys dat daai lyn 'n raaklyn is aan die sirkel. So dan sê jy net omgekeerd.
raaklyn loodreg op die radius. So as hulle byvoorbeeld vir jou sê, die middelpunt is die middelpunt van die sirkel, bepaal met redes die waarde van x, so daar is my 2 x'e, so dan kan jy sê, hy is die radius, daar raak hy, en dan beteken dit dat daai hoek is 90 grade, jou raaklyn is loodreg op jou radius, en dan gebruik jy die binnehoeke van 'n driehoek om x se waarde te bepaal. So weer, onthou, dis nie nuwe meetkunde nie, dis addisionele meetkunde. Dis net reëls en redes wat bykom. En in graad 12 gaan daar nog goed bykom. So vassit, vastrap, lekker leerwerk. OK, nou hierdie enetjie, hoe moet julle nou mooi kyk? So dit sê die hoek tussen 'n raaklyn aan die sirkel en 'n koord getref uit die raakpunt is gelyk aan die hoek in die teenoorgestelde sirkelsegment. OK, so dit beteken dat daai lyn, daai koord in my sirkel, die hoek wat hy maak met die raaklyn, is so groot soos die hoek in die teenoorgestelde sirkelsegment. So daai enetjie, dis 'n bietjie 'n dik pen, maar toe maar wat, is alright. Ons maak hom net so 'n bietjie dunner. So nee, goed, okay, toe maar. Daai hoek is net so groot soos daai hoek in die teenoorgestelde kant. Onthou, daai hoek is nog in dieselfde sirkelsegment. Daai een is die een in die teenoorgestelde hoek. So dieselfde as jy nou kyk na hierdie hoek wat hier gemaak word tussen hierdie koord en die raaklyn. Hy okay, maar daar is nou nie is so groot soos daai ene. Hier is hy. In die teenoorgestelde sirkelsegment. Okay, so maak seker dat julle hierdie enetjie mooi kyk. Ek weet die kinders raak partykeer die mekaar. Ek hou daarvan om partykeer, ja, soos my goedjies te highlight, dat ek sien waar is dieselfde sirkelsegment en so. Maar hierdie ene veral is een wat julle baie keer mis. So as hulle vir jou sê, daar is 'n lyn wat 'n raaklyn is, dan soek jy dadelik vir jou radius, want jy weet dan enige plek waar die radius die raaklyn tref, gaan hy loodreg tref. En as hy 'n koord tref, dan merk jy sommer dadelik dat daai hoeke in die teenoorgestelde sirkelsegment, dat hulle dan gelyk gaan wees aan mekaar. Okay, so hierso, hierdie een het weer eens ook 'n bewys, maar ek gaan nou nie vreeslik worry oor die bewys nie, dit sal dalk een vraag wees. So, okay, so nou sê hulle vir jou hierso, in die diagram is AC 'n raaklyn aan die sirkel by punt B, bepaal met redes die waardes van x en y. So waar is x en y? Daar is x en y. So omdat hy 'n raaklyn is, beteken dit dat my x en hierdie enetjie is ewe groot. Daai koord, ek kyk altyd waar is die koord en dan oorkant hom. Daai hoek wat oorkant hom is. Daai ene. Hulle twee is ewe groot met jou rede en dan hierso my raaklyn en dan die een wat oorkant wat oorkant hom is. Ek weet nie hoekom my tablet nou so snaaks maak nie. Hierdie enetjie. Daai twee is ewe groot. Okay. En dan skies voor ek vergeet, weer eens omgekeerd. As hulle vir jou byvoorbeeld sê, daai twee hoeke is ewe groot, dan beteken dit dat daai is wel 'n raaklyn aan jou sirkel, of as hulle vir jou dit byvoorbeeld vra. En dan die laaste raaklynstelling is as daar twee raaklyne is, wat kom uit dieselfde punt uit, dan, en hulle tref jou sirkel, dan gaan hulle ewe lank wees. So hierdie raaklyn aan die sirkel, as hulle op dieselfde punt begin, beteken dit daai lyn van daar waar hy die sirkel tref tot by daai punt waarvan uit hy kom, dan gaan daai twee dele ewe lank wees. En dit is raaklyne vanuit dieselfde punt. So as hulle byvoorbeeld vir jou sê in die diagram is AC en AB raaklyne aan die sirkel by punt C, en BO is die middelpunt van die sirkel, bepaal met redes die waardes van x en y, so daar's my x en daar's my y, so dan, ek het nie genoeg inligting nou om dadelik
daai te gebruik om hierdie uit te werk nie. Maar as jy ooit sien jou raaklyne kom uit dieselfde punt, dan maak jy dadelik vir jouself daai aantekening, want wat mens partykeer dan mis, is as ek daar 'n driehoek het en daai lyn is ewe lank, dan beteken dit dat daai hoek en daai hoek is ewe groot. So albei, as ek dan een van hulle se groottes kan uitwerk, dan weet ek hoe groot die ander ene gaan wees. Laat ek net gou uitvee, dat ek net sien wat is daar nog? Ek het 'n vraag net. Nou by daai driehoek, dit kan jy sê gelyksydige driehoek of iets? Nee, nie gelyksydig, dis gelykbenige driehoek en dit is eintlik hulle verkies hierdie hoeke teenoor gelyke sye, né? Nee? Ok, maar ek kort nou nog een van hierdie twee hoeke se groottes om die ander een te kan uitwerk. So onthou wat ek gesê het, as daar 'n radius is wat jou raaklyn tref, dan merk jy hom ook dadelik. Daar's 'n radius wat hom loodreg tref. Daarso is 'n radius wat hom loodreg tref, wat beteken daai hoek is 90 grade. So dit beteken daai hoek plus daai hoek moet 90 grade gee, so x moet 70 wees en dan is daai nou ook 70. En sommer so terloops ook in 'n geval, onthou as jy twee lyne het wat albei uit die middelpunt van die sirkel uitkom en hy tref die sirkel aan die kant, is dit 'n radius en daai radiusse is ons nou dieselfde grootte. So hier sou ek ook in 'n geval 'n gelykbenige driehoek gehad het. So sommer net so vir die wis en die onwis. Ok, nou kom ons by die laaste gedeelte, die koorde vierhoek. Ok, so julle kom nou al agter op hierdie punt, dis nogal taamlik baie leerwerk. Ek's baie jammer, I'm sorry to be the bearer of bad news, maar sirkelmeetkunde is eers baie leerwerk en dan gaan ons dit inoefen. Ok, so my koorde vierhoek, 4 hoeke, so dis 4 koorde wat saam 'n vierhoek maak. So die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is supplementêr. Onthou supplementêr is hoeke wat saam vir jou 180 grade gee. So met ander woorde, daai hoek en daai hoek moet saam vir my 180 grade gee en daai hoek en daai hoek moet saam vir my 180 grade gee. Ook omgekeerd, hulle is baie lief om te vra, bewys dat die volgende vierhoek 'n koorde vierhoek is. So as jy dan kan bewys dat daai teenoorstaande hoeke saam 180 grade gee, dan kan jy bewys dat dit 'n koorde vierhoek is. Nog 'n lekker bewys vir julle om te leer. En die rede daar's teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. Hiersoos as jy moet bewys hy is 'n koorde vierhoek, is dit omgekeerd teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. So as hulle byvoorbeeld vir jou sê O is die middelpunt van die sirkel, weer eens ek weet nie waar's die O nie. Bepaal met redes die waardes van x en y. So daarso is 'n hoek wat hulle vir jou gee en onthou as hulle vir jou op twee plekke x gee, dan gaan jy hulle in dieselfde vergelyking gebruik. So ons kan 'n vergelyking opstel hiermee. Ons weet daai hoek plus daai hoek moet saam vir my 180 grade gee, want is die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek en dan gebruik ek dit om daai ene uit te werk. En dan daai twee moet ook saam 180 grade gee, so hy moet dan 110 grade wees. Laaste, maar nie die minste nie. Ok, so nou, as ek een van die sye van my koorde vierhoek vat en ek extend hom buite die sirkel, dan maak hy 'n buitehoek. En daai buitehoek van die koorde vierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek van my koorde vierhoek. So daai byvoorbeeld daai hoekie daar buite moet dan gelyk wees aan daai enetjie. So en dis maar net buitehoek van 'n koorde vierhoek, of weer eens, soos ek gesê het, hulle is baie lief om te vra bewys dat iets 'n koorde vierhoek is. Jy kan dit ook as jy uitwerk wat daai hoek en daai hoek se grootte is en hulle twee is gelyk aan mekaar, dan kan jy hierdie stelling ook gebruik as 'n rede om te bewys hy's 'n koorde vierhoek. Jy gaan dan net sê omgekeerd buitehoeke van 'n koorde vierhoek en ja, dit is 'n aanvaarbare afkorting. Jy hoef nie koorde vierhoek elke keer uit te skryf nie. Jy kan net sê KVH. Okay, so sê nou maar hulle sê vir jou bepaal met redes die waardes van x. Daarso is my x. So nou daai hoek, ek sien daar's 'n y ook, maar nie nou al gebruik nie. So x is ook my buitehoek van my koorde vierhoek, wat beteken hy moet gelyk wees aan die teenoorstaande binnesy, so hy is ook
binnehoek, hy's ook 70 grade. En as hulle vir jou wil vra bewys dat byvoorbeeld DC parallel is, waar is DC? Daai ene parallel is aan daai ene. Onthou, nou kan jy weer al daai ander goed gebruik soos ooreenkomstige hoeke. As ons wil parallelle lyne bewys, dan gebruik ons stellings waar parallelle lyne 'n vereiste is, soos ooreenkomstig ko-binnehoeke en verwisselende hoeke. So met ander woorde, as ek byvoorbeeld kan bewys dat daai twee ko-binnehoeke is, so met ander woorde, hulle gee saam 180 grade, kan ek bewys dat daai twee lyne parallel is aan mekaar. So jy kan hierso byvoorbeeld, jy kan dit nou op 'n klompie maniere doen, maar onder andere daar's 'n buitehoek wat so groot is soos daai ene, wat beteken daai 110 grade hoek moet net so groot wees soos my hoek Y. So Y is 110 grade en 110 plus 70 is 180, wat beteken AB moet parallel wees aan CD want hulle is ko-binnehoeke. Okay. So, jy kan nie eers dink om te begin met jou oefeninge as jy nie jou reëls ken nie, of jou wette ken nie, jou redes. Okay. Maar ek weet, dit is partykeer moeilik om hierdie goed net so te leer. Okay, so ons gaan nou so deur dit en ons figure dit vir onsself uit, okay? Maar jy gaan dit nie noodwendig altyd baie keer die beste manier om van hierdie meetkunde, veral hierso by die sirkels, voel dit vir my persoonlik. Jy moet deur dit gaan dat jy weet wat daar als is, maar 'n baie goeie manier om hierdie te leer is om dit die opsomming soos wat ek het, wat ons nou beskikbaar is, hou dit oop voor jou, hou jou boekie oop voor jou en gebruik dit om blaai deur jou redes, kyk weer eens highlight jou vraestel moet lyk soos 'n inkleurboek. Highlight jou parallelle lyne, jou raaklyne, jou radiusse, sye wat ewe lank is, al daai goed. As daar 'n kode 4 hoek is, highlight hom. En dan, as jy sien daar's 'n kode 4 hoek, gaan na jou opsommingkies toe, maak oop by die redes vir die kode 4 hoek en dan kyk jy watter jy daar kan gebruik, want dis ook 'n baie lekker manier om dit te leer, is om dit so oop te hou voor jou. Want onthou, hoe meer keer jy dit sien, hoe vinniger gaan jy dit memoriseer. So jy moet dit sien voor jou en kyk hoe kan jy dit toepas op hierdie goed.